Zee, fontein van bloed, vloeit uit Immanuel Zee. Geen zondagswond en daar die vloed van al hun zonde vrij, van al hun zonde vrij, ja van al hun zonde vrij. Geen zondagswond en daar die vloed van al hun zonde vrij. Die moordenaar die kruis was blij oor daardie heilfontein, en daar word ek oorknik soos hy van al my sonde vry, ja van al my sonde vry, van al my sonde vry, en daar word ek oorknik soos hy van al my sonde vry. Sinds ek geloof in die fontein wat my van sonde red, halleluja, wil ek net sing van liefde rein, solang ek asem het, ja, solang ek asem het,
so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, as jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die Lam. Jou klere vlekloos soos die sneeuw, deur die kosbare bloed van die Lam. O, as jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam. Halleluja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, as jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die Lam. Halleluja, as jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, as jy rein deur die bloed, halleluja. Ja, Here Jesus, dankie dat ons rein kan wees deur die kosbare bloed. Halleluja. Prys die Here, halleluja. Dankie Here Jesus. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie Vader, dat ons nie net glo nie, maar ons weet en ons het ondervind die reinigingskrag in die bloed van u Seun, ons Here Jesus Christus. Dis die enigste middel waardeur ons gered kan word uit die sonde, verlos kan word van die sonde, en dat ons sondes weggeneem kan word. Dis net die werking van die bloed van die Seun. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat u gekom het, u die wil van die Vader kom doen, het u lewe gegee as 'n offer, 'n bloedoffer. O, halleluja. Dankie dat u alles vir ons gedoen het, sodat ons op die einde van die dag ewige godsaligheid kan verkry. En ons weet, het werk net deur u bloed. Baie, baie dankie. Halleluja. Dat ons kan sing, ek is vry. Dankie dat ons kan sing, daar is 'n heilfontein van bloed vloeiend uit Immanuel se. En Here, dankie dat hierdie fontein het nog nooit opgedroog. Want hierdie fontein alleen kan ons by die ewige lewe bring. Ons wil die Here loof en prys vir die bloedoffer wat vir ons gegee is, sodat ons daardeur lewe kon ontvang. Baie, baie dankie vir dit alles wat u vir ons gedoen het. Here Jesus, maar ons kom ook na u toe en ons wil saam bid vir almal wat siek is. Dankie dat deur u wonde waardeur die bloed gekom het, dat deur dieselfde wonde is daar genesing vir elkeen. U die wonde is deurweek met die bloed. Here, ons sing ook, daar is krag en genesing in die kosbare bloed van die Lam. Here, baie, baie dankie. Wanneer ons praat van u wonde,
Here, spreek ons ook van U. En so kom ons na U toe, want U het gesê, deur my wonde is daar genesing. En ons wil in hierdie dag baie dankie sê, dat ons moet bid vir die sieke. U het gesê, gaan en maak die sieke gesond. En die enigste middel wat ons het, is die bloed wat uit die wonde gekom het, sodat die wonde genesing kan gee. Verheerlik U in hierdie oomblikke, en maak elke sieke gesond. Here, want ons weet, as U nou op aarde was, sou U in elk geval elke sieke gesond gemaak. En ons dankie dat U ons die opdrag gegee het om dit te doen. En die siekes raak gesond en ons prys U daarvoor. Halleluja. So wil ons dan saam bid, Here, vir al die gebedsversoeke. Ons ken hulle nie. Here, ons ken nie die benoudheid nie, ons ken nie die bekommernis nie. Here, ons ken nie die angs nie, en die haastigheid dan. Die Here die gebed moet antwoord nie, ons ken dit nie. Maar ons kan dit alles so na U toe bring. Sê, Here, ons bid saam met hulle wat 'n gebedsversoek het. Ons vra dat die Here waarlik 'n wonder sal laat gebeur, uitkoms sal gee, antwoord sal gee. Ons dankie dat ons kan uitroep en U prys, want ons weet, ons kan bid, U antwoord, en dit werk, en ons prys U daarvoor. Dankie dat U elkeen seën met 'n gebedsversoek. So wil ons saam bid weer eens, Here, vir reën in hierdie land. O, Here Jesus, U weet waar reën nou dringend nodig is, en ons bid vir al die plekke waar dit reën nodig is. Baie, baie dankie dat U die reënmaker is. Dankie dat U reën gee. Dankie dat U nie net vir die gelowige nie, maar ook vir die ongelowige reën gee. Here, want U het geen voorbehou oor die reën nie, want U laat reën oor die goeie en die slegte. En ons prys U daarvoor in die wonderlike naam, en ons dankie dat ook vir die reënings. Eer U ook vir die onfeilbare woord. Halleluja. Here, laat elkeen 'n oor sal hê om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En laat elke oor bestryk sal wees met U kosbare bloed, sodat die waarheid alleen, die waarheid van die woord wat in U bloed geweet is, dat dit alleen elke hart en siel sal bereik in die naam van Jesus. En ons prys U ook daarvoor. En so bid ons nou ook saam vir die tafel van die Here. Here Jesus, nie een mens, ons kan hoeveel nagmaaltafels dek, nie een mens kon die voedsel en die drank voorsien. U alleen, wat mens geword, het vir ons die voedsel en die drank gegee. Ja, Here, die brood en die beker. En ons is so dankbaar, dat wanneer ons na die tafel van die Here kyk, besef ons net een, die waarheid, die woord, die liefde, alles het deur die bloed van Jesus gekom. Alles is deurweek met die bloed, besprinkel met die bloed. Here, wanneer ons aan die tafel sit, dan werk ons met die bloed. Ons werk met die brood. Maar U is die een wat het gegee het, sodat ons daarmee kan werk. En daarom is ons in hierdie oomblik aan die tafel van die Here. Die woord sê, as ons van hierdie brood eet en van die beker drink, dan het ons gemeenskap met U. Ja, Here, dan het ons deel aan U. O, prys die wonderlike naam. Baie, baie dankie. Want ons weet, dit tel net vir hulle wat alreeds deur die bloed gekom het. Dat U kan deel word van ons lewens. Ons dankie, Here Jesus,
dat ons nou kan bid, dat hy die brood van die lewe sal seën, so mate sodat elke een versadig kan word van die brood, die woord, wat vir ewig bly. Bid ek so vir die beker, dat elke een sal drink, sodat daar lewe, vrymaking, verlossing, ensovoorts kan plaasvind. Want dis waarvoor die beker daar is. Halleluja. Dis die Nuwe Testament in die bloed. Here, wanneer ons daarvan drink, Here, dan getuig ons van die Nuwe Testament in u bloed. Baie, baie dankie, dat u dit in elke lewe sal sien, en laat ons dit as gebruik. Here, dat ons waardig sal wees. Verheerlik u self. En dat elkeen wat in hierdie oomblik dit gaan gebruik, Here, dat die brood en die wyn, Here, dit sal werk in elke lewe wat nodig is, totdat ons die volheid in u bereik het, deur u bloed. Verheerlik u self, en ons dankie dat u self die tafel dek, en die offer voorsien. Prys u daarvoor, in u wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here, halleluja. Die woord sê, Paulus sê dit baie mooi, hy sê, in die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en net nadat hy gedank het, en ons kan net in die oomblik baie dankie sê aan die Here, vir die brood van die lewe. En Here, ons sê vir u baie, baie dankie, en seën dit in elke liggaam, in u wonderlike naam. Prys die Here. Nadat hy gedank het, die brood geneem, en hy het gebreek en gesê, neem eet almal daarvan, doen dit tot my gedagtenis. Halleluja. Kom, ons gaan dit nou saam eet. Prys die Here. Here, ons dank u, ons loof u, ons aanbid u, ons prys u. Halleluja. Halleluja. Here, u het gebid, gee ons vandag ons daglikse brood, en Here, dankie, dat u, wat die brood is, en dat het u bloed is, wat ewigdurend is. Ons kan die bloed elke oomblik gebruik, ons kan eet van die woord, elke oomblik van die dag. Ons dankie daarvoor. Halleluja. Dankie vir u liggaam wat vir ons gebruisel is. Na die ete het die Here die beker geneem, en het ook daaroor gedank. Halleluja. En die Here Jesus dis die grootste wonder, grootste krag. Dit wat kosbaar is vir ons, is u bloed. En ons weet, die bloed werk vir ons net een ding. En dit is om ons rein te maak, skoon te maak. En Here, net soos wat ons die beker neem en drink van die bloed, so moet ons dan ook die bloed gebruik om ons klere wit en rein te hou deur die bloed. Laat die bloed dan werksaam sal wees in elke een se lewe, sodat hulle altyd waardig sal bly die kosbare bloed van die lam. Ons eer u dat ons u kan verheerlik
Halleluja. En dit, dat U het ons gered en verlos en gereinig deur U kosbare bloed. Baie, baie dankie. En dit het nog nooit sy krag verloor nie. Wanneer ons het drink in hierdie oomblikke, weet ons, die bloed bly dieselfde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Nadat die Here gedank het, gesê, dis die Nuwe Testament in my bloed, en dit is die bloed van die Nuwe Testament. Kom ons gaan dit nou saam doen, en die Here verheerlik. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Here Jesus, baie, baie dankie. Halleluja. Dat U vir ons geslag is. Baie dankie. Vir U liggaam en U prys. Amen en amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Glory to God and the Lamb forever. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Dankbaar teenoor die Here dat ons in hierdie dag so saam kan wees. En ons wil die Here eer vir sy goedheid en sy guns. Bo dit alles eer ons die Here vir sy kosbare bloed. Dat die regte aanspreekvorm is kosbare bloed van die lam, bloed van die ewige testament, waardeur ons verlossing gekry het. En in hierdie oomblikke wil ek aan u iets verduidelik. Voordat ek doen wil ek net dit sê, ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. As u na ons omstandighede kyk, dit is net so, wanneer ons sommer hierdie kort stukkies wat mense, predikers op Facebook sit. Ek het nou so 'n bietjie gekyk. Daar in daai kort stukkies, as daar iets is oor die bloed, is dit 'n wonder. Maar oor die algemeen praat die predikers nie oor die bloed van die lam. En ek wil nou vandag vir iets sê. Die grootste doel van die antichrist is om die bloed-evangelie uit te kry. Nie die evangelie wat ons verkondig nie. Die bloed-evangelie. Want die evangelie wat ons nou verkondig is ek wil amper sê self-esteem evangelie. Ons moet nou alles doen. Nou Pinkster het ons een ding geglo, en dit is die bloed doen alles. En kom maar sê, die bloed doen dit nog steeds so. Ek het nou die dag 'n prediker het iets gesê, praat van transformasie. En dis transgender. Nou baie interessant. Transgender, ek wil dit net noem. Dis 'n vrou wat 'n man word, of 'n man wat 'n vrou word. Maar aan die einde van die dag bly hy nog 'n man of bly hy nog 'n vrou. Ek meen, hulle kan verandering bring. En dan kry ons hierdie ek noem hulle die narre. Die New Apostolic Reformation. Ek wil vandag vir u iets sê.
wanneer ons praat van transformasie, dit het niks met die bloed evangelie te doen. Want ek sien oral as die predikers transformasie. Weet jy wat? Ek dink dat die kerkwêreld is op die plek wat Paulus gepraat het in die Hebreërs. En ek wil dit graag vir u lees. Hebreërs 6. Transformasie bely eintlik dat die bloed kan nie van jou 'n nuwe mens maak. As ons kyk na wat Paulus hier sê, en ek wil dit weer lees nog. Hebreërs 6 vers 6. Hy sê, en afvallig geword het. Nou, as jy in transformasie glo, is jy deel van die afval. Dis iets verskriklik hoe 'n Amerikaanse beweging, the New Apostolic Reformation, hoe hulle die wêreld beïnvloed en gemeentes van kerkorganisasie inpalm om aan die wêreld te wys hoe groei hulle. Dis waarom ek sê dat the New Apostolic Reformation, die afkorting is NAR. Hulle is 'n klomp narre. Dis al wat hulle kort is, daai bolletjie op die neus en rooi lippe en kolletjies op die gesig en dan die snaakse hoetjie. Dan is hulle in hulle bediening. Want dan kan hulle as narre speel. Maar hulle die woord sê hulle soos wolwe in 'n skaapklere. Van buite lyk hulle nou, hulle is die wonderlike mense, maar hulle is roofagtige wolwe van binne. Dis die grootste ellende wat die Pinkster getref het, is hierdie New Apostolic Reformation. Die grootste onheil wat die Christelike wêreld ooit getref het. Ek verstaan dat daar is 7 bene, en een van hierdie bene is the Kingdom Vision. Ek wil eers daaroor praat. Maar ek wil amper sê, in die kor van alles, is Christus niks. Halleluja. Want die ou wat Kingdom Vision begin het, hy is nou weg by hulle. Maar broer, dit wat hulle amper as 'n konstitusie het, is kopwekkend. Maar wat doen die Pinksterkerke? Hulle trek dit in by hulle. Ek wil vandag vir u sê, ons is in 'n transformasie. Die kerkwêreld is in 'n transformasie, waar hier die skrif in werking kom. Hy sê, om die weer tot bekering te vernieuw, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Hierdie mense is besig om Christus weer openlik tot skande te maak. Deur al hulle leerstellings, en weet jy wat alles, sover die ou Pinkster predikers aangaan, hulle is verdoem, hulle is duiwels. Ek het dit ding opgestel wat ek uit hulle konstitusie gekry het. Daar bestaan nie ou Pinkster predikers nie, en hulle moet wegdoen met hulle. En kom 'n bietjie vandag in ons Pinksterkerke in Suid-Afrika. Die ou Pinkster predikers moet uit. There's a new generation. Van wat? Van 'n klomp narre.
En daarom sê die woord van die Here ook in die Hebreërs, en ek gaan dit vir u lees. Halleluja, ek wil nie eintlik hieroor gepraat het nie, maar dis vir my skrikkelik. Hy sê, Hebreërs 10 vers 29, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap en die bloed van die Nuwe Testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade geskenk. Kom maar sê ek nou vir u. Nou preek almal, ja, hy wat glo in doop sal gered word. Weet jy wat? Jy ag die bloed van die Nuwe Testament onrein, waardeur jy gered is. Ek wil nou vandag vir jou sê, hou op die dooppreek. Hou sommer self op die Heilige Gees preek. En keer terug na die bloed, sodat hierdie vers nie eendag voor jou gaan staan. Ek wil net dit vandag vir jou sê. Ek het deur die bloed gekom op 11 jaar. Ek is gedoop in die Heilige Gees op 12 jaar. Ek is op 14-jarige ouderdom. Het hulle my gedoop. Want dit is die wedergeboorte. Maar ek moet eers deur die bloed kom. En dis die ding wat die predikers nie wil preek nie. Dis verskriklik. Ek noem die dinge. Ek meen nou kom hulle met amper soos 'n kursusse wat hulle doen vir die pastore. Hulle gaan vir die pastore 'n mandaat met impak gee. Jy moet 'n mandaat hê met impak. Dan jy moet jou mandaat vergroot en jou impak vergroot. 'n Span met impak hê en jou huwelik met impak. Nou ek wil nou net vandag sê, Christus, Jesus, is nie 'n impak nie. Impak beteken is 'n sterk invloed, is 'n sterk effek. Dit meen ek as prediker moet 'n sterk invloed hê en 'n sterk effek. Die woord van die Here sê dit vir my baie duidelik. Die Here Jesus sê, hy sê niemand kom na my behalwe as die Vader hom nie getrek het nie. Ek het geen impak by 'n mens nie. Dis al wat ek moet doen. Ek moet Jesus verkondig en hom as gekruisigde. Ek moet die bloed van die Nuwe Testament verkondig, sodat mense waaragtig tot bekering kan kom. Ek wil nie mense trek met my persoonlikheid. Ek wil nie mense trek omdat ek dinamies is. Ek is besig met die vlees. En ek is besig om die bloed van die Nuwe Testament te vertrap. Ek en u en al hierdie impak en narre en ensovoorts. Ons is niks. Impak beteken voor die Here niks. Daardie narre beteken voor die Here niks. Maar ons klewe aan hulle, asof ons saligheid uit hulle bestaan. Maar as jy net hulle nie is vandag oral in die kerke, Pinksterkerke oral hier in Suid-Afrika, daar sekere predikers, hulle word heeltyd gestuur, hulle moet gaan om dinge te gaan doen, halleluja, om die ander predikers te gaan leer hoe om impak te hê. Wat? Waarom is hulle besig? Die Bybel sê, hy wat die vlees bedink vyandskap teen God, gaan lees Romeine 8. Dis waarom die Here met my begin praat het, oor die bloed van die Nuwe Testament. Want daar is niks, daar is geen ander evangelie nie. Al die ander dinge, al Paulus se briewe, selfs die Here Jesus in dit. Die kern van alles is die bloed van Jesus. Die Here Jesus het ons geleer oor die koninkryk. Paulus het die gemeentes geleer oor baie dinge. Jakobus
Petrus het, Judas het, Johannes was in die hemel gewees. Maar die kern van alles het bestaan as gevolg van die bloed. Waarom kan hulle hoofkantore van kerke nie hulle predikers gaan leer oor die bloed nie? Of is hulle skaam vir die bloed? Of sal die bloed hulle skuldig maak as gevolg van die lewe wat hulle nou lewe en die woord wat hulle verkondig nou? Dis waarom hulle bang is vir die bloed. Dis waarom hulle die bloed nie kan preek nie. En ek sê dit weer, ek dag alle kerke reg oor die wêreld. Preek vir 3 maande, net oor die bloed. Kom. Kom. Maar dit sal nie gebeur nie. Halleluja. Ek wil 1 Johannes lees. Sendbrief van Johannes, ek wil die 5de hoofstuk. Ek wil eintlik net 'n paar dinge doen voordat ek Johannes gaan lees. Dis seker een van die mooiste verse. Ek het al oor hierdie vers ook gepreek. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Nou, Engels sê dit baie mooi, that he may know. Dit meen, dat julle sal weet, julle het die ewige lewe. Nou, dis nie 'n kwessie van, jy dink jy het die ewige lewe, of dis 'n vraag nie, of net 'n hoop nie, of iets wat vir jou sin maak nie. En of ek moet wonder daaroor. Hy sê dit het ek aan julle geskrywe sodat julle kan weet. Halleluja. Wat kan weet? Dat julle kan weet dat, en dit is rotsvas, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En soos wat dit aangegaan, dat om dit te kan weet, dat jy die ewige lewe het, en glo in die naam van die Seun van God. Nee, dis 'n voorreg. Dit is nie 'n vraag nie, dat jy jou kop moet laat sak nie, en wonder nie. Dit is nie, hierdie vers sê nie vir jou, jy moet wonder of jy gered is nie. Maar, dit moet eintlik vir jou, ek wil amper sê, 'n uitroep wees, wat jy kan opstaan, en reguit kan sê, dank die Here, dat, as ek nou sterwe, gaan ek hemel toe. Ek wil nie met baie mooi luister, na dit. En dan, dit is iets wat ek uitgetrek het, uit iemand wat iets gesê het. Hy sê, maar ek wil dit weer sê, nee, dat die lewe wat ek elke dag lewe, lewe ek in die krag van die Heilige Gees, wat in my lewe. Ek wil nou vandag vir iets sê. Nee, toe ek dit lees, toe sê ek, Here, die Heilige Gees kan my nie laat lewe voordat ek nie deur die bloed gekom het nie. En as ek nie in die bloed bly nie, sal dit in elk geval nie werk nie. Maar wat hierdie mense skrywe of sê, nee, alles is sonder die bloed. Nee, omdat hulle dink dat hulle is nou gered en dis salig geword. Nee,
dat dit gebeur deur die krag van die Here Jesus. Nee, die saligheid is in Christus deur sy bloed. Maar dis die goed wat mense preek vandag. Alles sonder bloed. En ek moet nie twyfel dat ek 'n Christen is nie. Dit het ek dis wat Johannes sê. Dit het ek aan julle geskrywe sodat julle kan weet. Nee. So dit ben ek moet nie twyfel ek is 'n Christen nie. Ek moet uitroep ek is 'n Christen. Dit ben en my uitroep is nie 'n hoop tot saligheid nie. Maar my uitroep moet wees, ek weet ek het die saligheid. En niks, geen een oomblik word van die bloed gepraat nie. En dis waar wat die vers sê. Ek het 3 dinge aan julle geskrywe sodat julle kan weet. Halleluja. Dat as jy in die naam van die Seun van God glo, dan sal jy weet. Wat weet? Jy het die saligheid. Die Here weet. Hulle lees 1 versie uit 1 hoofstuk en hulle bou 'n evangelie wat geen bloed in het. Een het gesê, I can do nothing to earn salvation. Nommer 1. God does not require me to do anything. Dit meen, die Here, dit meen, ek kan niks doen om gered te word nie. En die Here vra nie van my om iets te doen nie. Want, die derde punt is, Jesus Christ is done it all. Christus het alles gedoen. Halleluja. En die derde, that is grace. That is salvation by grace. Nommer 1 wil ek dit sê. Om die saligheid te verdien, moet jy jou bekeer. Dis 'n vereiste vir die saligheid. Jy moet jou sonde bely. Jy moet gered en gereinig en verlos word deur die bloed van die lam. Of anders sal jy die saligheid nie kry nie. So wat moet jy doen? Jy moet deur die bloed kom. En jy moet sorg dat jy deur die bloed kom. Nie iemand anders nie. Dis wat God, die Vader, van jou eis. God do not require me to do anything. Ek kan net agter en net glo in die naam van die Seun van God, né, dat hy die Seun van God is, ons saligmaker, en nou is ek gered. Waar die duiwel het dit in jou oor gevleis? Of waar die prediker het dit in jou oor gevleis? Ek wil nou vandag sê, as jy nie opstaan nie, ek weet, ek was 11 jaar oud, toe ek in die diens gesit het, van God en sy gebod, het sy niks geweet nie. My pa, my ma, en my broers en my susters, nie een van ons het eintlik geweet wat die Here is nie. En toe ek aan in die diens sit en die prediker preek die woord van God, die bloed evangelie. Toe besef ek is verlore, en toe moes ek iets doen om gered te word. Nommer 1, ek moet glo in die naam van die Seun van God. Ek moes dit glo, dat hy die Seun van God is, vir my kom sterwe aan die kruis, en daardeur het vir my redding gekom deur die bloed. Ek moes dit glo. En die Heilige Gees het my oortuig daarvan, op 11 jaar. En toe die uitnodiging kom, toe was ek seker een van die heel eerstes wat uitgegaan het. Want ek het besef, dit help nie net ek glo in die naam van die Seun van God om gered te word. Ek moet nou iets doen. Ek moet my bekeer. Ek moet uitroep voor die Here God, is wat die
tollenaar uitgeroep het in die tempel, o God, wees my sondaar genadig, ek moet dit doen. En ek is uit, val met trane, geroep na die Here, geween, as 'n kind van 11 jaar. En ek het my sonde bely, ek het erken voor die Here, ek is verlore. Ek moes dit doen. Die Here roep jou. Halleluja. Ek meen, jy kan nie net sit en niks doen nie. As die Here jou roep, as jy deur die Heilige Gees oortuig word, dan beter jy opstaan en by die altaar kom en jou sonde bely en die Here vra vir vergifnis en uitroep, Here, ek is verlore, red my. En net die bloed kan jou red van die ewige hel. Maar ek moes dit doen op 11-jarige ouderdom. Nou sê jy nie, elkeen wat glo in die naam van die Seun van God sal gered word. Of glo en laat jou doop en jy sal gered word. Dis 'n leuen. Die woord sê vir jou baie duidelik, wat moet jy eers doen? Jy moet glo. Op 11-jarige ouderdom, daar het ek gesit in die kerk. En dit wat die prediker gepreek, het ek geglo. Dis wat hy meen, glo en laat jou doop. Eers glo. En as jy geglo het, dan staan jy op en jy gaan doen dit wat jy moet doen, sodat jy gered kan word. Christus het dit alles gedoen, verseker. Wat hy het alles gegee. Hy het sy lewe gegee, hy het sy bloed gegee, sodat ek hom kan aanneem. Sodat ek na hom toe kan kom. My sonde kan bely. Dis waarom hy sê, as iemand sy sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Ek wil vandag vir u sê, ek dink dat almal van julle wat al gedoop is, gaan dit slag terug na die Here en gaan bely julle sonde en neem die Here aan en kom rein en skoon. Sorg dat jy gered word deur die bloed van die lam. Moenie hoop op jou doop nie. Want die doop kan jou waaragtig nie red van die sonde. That is grace. That is salvation by grace. Ook uit genade is julle gered. Absoluut, Paulus sê dit so. Waarom? As ek teruggaan aan die Ou Testament, waar het die God se genade in werking gekom? Met Abel se offer, eers toe die eerste bloedvloei van 'n mens, van 'n lam. En God kyk na die offer, toe sien hy die offer genadiglik aan. En dit is hoe ek gered word deur genade, deur die bloed. Daar is nie iets anders. Ek wil nou vandag vir jou sê, die doop alleen sal jy nooit in die ewige lewe ingaan. Halleluja. Die Here Jesus sê vir ons, en ek wil net verder gaan. Halleluja. En hy sê hierdie mooi woorde, dat ek wil hê jy moet oplet na wat die Here sê. Hy sê in Johannes 17 vers 11, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Sodat hulle een kan wees net soos ons. Halleluja. En hy sê in die Engels sê dit baie mooi, onthou, dat sodat ons een kan wees, net soos wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is. Die Engels druk dit uit, that they may be one as we are. En hier is die wonder van die saak. En in Christus is die volheid van die Godheid. Hy sê dit in 3 verse in die Bybel.
Hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot tode nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Hoe kry ek die saligheid? Deur Jesus Christus. Hoekom? Want hy is die offer, hy is die bloed, hy is die woord, hy is die brood, hy is alles. En ek kan die saligheid verkry alleen wanneer ek geglo het in die naam van die Seun van God, dat hy die Seun van God is, dat hy die prys vir my betaal het, en nou neem ek hom aan, en dan kom deur die bloed, dan kan ek die saligheid verkry, want as ek deur die bloed kom, is ek in Christus. Want ek het nou een met hom geword, deur die bloed. Ek kan nie met Jesus een word as ek nie deur die bloed gekom het nie. Ek kan nie met die Vader een word as ek nie met deur die bloed gekom het nie. Ek kan nie met die Heilige Gees een word as ek nie deur die bloed gekom het nie. Want die bloed van Jesus, wanneer sy bloed my verlos van sonde en my rein maak, dan is dit nie meer my bloed wat werk nie, dis sy bloed, en hierdie bloed maak van my 'n bloedverwant, en daarom is ek saam met Christus mede-erfgenaam van God. Halleluja. Net verder gaan. Hy sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Hoe kry ons die saligheid van ons siele? Deur die bloed. Daar's net een iets hoe ons hierdie saligheid verkry, is deur die bloed. Halleluja. Hy sê, Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Luister baie mooi, die saligheid is in niemand anders nie. Kom wat sê ek nou so? Dis nie in die doopwater nie, dis nie in die Heilige Gees nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Die saligheid is in niemand anders nie, want jy kan net die saligheid deur die bloed deuragtig word om in Christus te wees, en as jy daar is, dan het jy die saligheid gekry, maar die doop kan dit nie vir jou gee nie, en die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan alles in jou verwerk, maar Jesus is die een wat gesterf het. Nou sê hy verder, want daar is ook geen ander naam onder die hemel en onder die aarde vir die mense gegee, waardeur ons gered kan word nie. Daar is geen ander naam nie. Nie die doop nie, nie die Heilige Gees nie, nie die Vader nie. Daar's net een naam. Sy naam is Jesus. En ek moet dit glo. Want as ek dit glo en ek neem hom aan en ek gaan deur die bloed, dan het ek die saligheid. Nou gaan ek verder. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Waar? In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Ons is nog nie by die doop. Ons is by die verlossing besig. Ons is by die redding besig. Die reiniging besig. Nou, in hom het ons dit. Daar's niemand anders in wie dit is nie. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kolossense 1 vers 14. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Naamlik die vergifnis van ons sonde. Dit weet alles. My verlossing is deur sy bloed. Want as ek die verlossing gekry het, dan het ek die saligheid deelagtig geword. Want ek word verlos deur die bloed. Ek wil weer sê, die doop kan nie iets hier bydra nie. Ook nie die Heilige Gees nie. Daar's net een. En jy kan maar skreeu soos jy wil. Daar is net een by wie ons die saligheid kan kry, is in Christus, in sy bloed en deur sy bloed. Halleluja. En nou sê die woord van die Here vir ons, natuurlik hierdie mooi woorde. Die Here Jesus sê dit in Johannes 14 vers 20. Hy sê, Vader, ek en u in my en ek in hulle. Dit meen in. Hoekom in? Nou, dit meen ons in Christus, Christus in die Vader. Nou, die Vader in Christus en Christus in ons. So jy kan omskryf soos jy wil. Dit is alles in mekaar. En hierdie in bring ons by een. Sodat ons een kan wees. Die Here Jesus sê, sodat hulle een kan wees, Vader, soos wat ons een is.
En nou kom hy, en hy sê, in dit meen, nou is hulle in ons ook een met ons. Een, asseblief, een. En nou gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. Hy sê in Engels druk hy, dat hulle ook in ons een mag wees. Hoe? In ons een mag wees. Met ons. Halleluja. Hy sê, that they all may be one, as their Father are in me, and I in thee. That they also may be one in us. Maar hierdie ding is vir my mooi. Nou sê Johannes 17 vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. That they may be one, even as we are one. Dis is my interessante ding. Daar's mense wat glo net in Christus. Christus die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weet jy wat? Dink jy dat die Here het nie hierdie intelligensie, om vir ons te kan sê, as hy die Vader is en hy is die Seun en die Heilige Gees, sou hy dit vir ons gesê het. Maar hy het geweet, die Vader, hy is uit die Vader gebore, en die Gees van God is daar. Halleluja. So hulle is 3 in 1. En wat? Hulle is 3 in 1. Dit meen, hulle is 1 God. En hier is die wonder van die saak. Hy sê, sodat hulle 1 kan wees, net soos ons 1 is. Al is ons 3, ons is 1. En hulle is miljoene, sodat hulle 1 kan wees. Dis God. Maak bykie die somme. Kyk een bykie of jou algebra, of jou rekeningkunde, of jou wiskunde reg is. As ons 1 is, deur die bloed, deur in die saligheid deelagtig geword, of in die verlossing deelagtig geword het, dan het ons 1 geword, en ons as 1 is nou in Christus, en Christus in wie ons is in die Vader, so, dit meen, ons is 1. Maar omdat daar verskil is nou nog tussen gees en vlees, is ons wat die liggaam van Christus is 1, en God wat gees is 3, maar 1. That they may be even one, even as we are one. Dan gaan hy verder, Johannes 17 vers 23, en ek het hulle, en ek in hulle, en U in my, sodat hulle volkome 1 kan wees. So waar raak ons volkome 1? In Christus. Hoe kom ons in Christus? Deur die verlossing van sy bloed. In. Halleluja. Daar's net een manier ons 1 kom. Hierdie ding wat hulle sê, we are family, we are one. Jy weet, dan wieg hulle soos 'n bootjie. Dan hak hulle mekaar so met die kerk. Ek wil nou vir jou sê, jy kan miljoene inhak. Dit maak nie van julle eenheid nie. Alleen deur die verlossing, deur die bloed, in Christus, het jy die saligheid verkry, en dan raak jy 1 deur die bloed, met die Seun, met die Vader, met die Heilige Gees, en dit vorm 'n eenheid. Halleluja. Net gou verder gaan, hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê in Johannes 17 vers 23, in them, thou in me, maar hierdie is my boy, that they may be made perfect in one. Dit meen dat hulle volmaak sal wees in 1. Wie is hierdie 1? In die Vader. Oh, halleluja. En dan gaan hy natuurlik ook verder en hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Hy sê die 26ste vers in Johannes 17, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. That they may be in them, that may be in them, and I in them. En nou sê hy natuurlijk in Romeine 5, vers 5, hy sê, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Halleluja. So selfs die liefde wat ek het, is nie is my ding, dis God se. Die bloed wat ons het, is nie ons nie. Dis
God se, dis die Here Jesus se. Halleluja. En daarom, my broer en suster, moet ons absoluut, ek wil net gou hier teruggaan na Johannes toe, want dit is vir my belangrik om dit vir idee te gee. Johannes 5. Hy sê hierdie mooi woord, en u sal dit nou verstaan. Die mense het nou hierdie ding, hulle het 'n probleem met jy moet weergebore word. Nou sê die woord van die Here, ek wil dit net graag lees. Hy sê hierdie mooi woorde in Johannes. En Jesus antwoord en sê, waarvoor ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy, in Nicodemus antwoord, hoe kan hy weergebore word? Tweede keer in die moederskoot gaan. En die Here Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, kan hy die koninkryk van die hemel ingaan. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is. En hierdie ding moet ons duidelik verstaan. Ons is nog in die vlees. Nou, die Heilige Gees waardeur ons wel die volheid van die wedergeboorte kry, is gees. En God kom en hy vat die geestelike en hy bring die vleeslike by mekaar. Pastor, hoe het God dit reg gekry? Ek gaan nou vir jou dit verduidelik. Want ons wat uit die vlees gebore is, ons is vleeslik. Die wat uit die gees gebore is geestelik. Dit meen hulle is uit God gebore. Dis geestelik. Onthou die twee. Jy sê my nie of verwonder as ek vir jou sê, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoort sy geluid, maar jy weet nie waarheen hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat in die gees gebore is. Johannes 3 vers 8. So is everyone that is born of the Spirit. Nou, halleluja. Toe ek het lees, toe kom een van die wonderlikste dinge na my. En ek wil het lees in Mattheus 1 vers 18. Die geboorte van die Here Jesus was dan so. Nou ek wil dit so voeg. Ons wedergeboorte was dan so. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Jy moet onthou, Christus is gees. Hy is die gesalfde woord. Hy is die lam van God. Hy is alles. Hy is gees. En hy sê, u het vir my liggaam voorberei. Wie is die liggaam? Jesus. Jy moet nou baie mooi lees. Die liggaam is Jesus. Dis vlees. Christus is gees. En God bring by die geboorte van die Here Jesus die gees en die vlees by mekaar. Hoor nou wat sê die woord. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Man, en die engel sê dit vir my baie mooi. She was found with child of the Holy Spirit. Oh, praise God, halleluja. Die geestelike een en die vleeslike een. Dit word deur die Heilige Gees verwek in Jesus. Oh, halleluja. Wie het dit gedoen? See, she was found with child of the Holy Spirit. Dit is deur die Heilige Gees dat die geestelike en die vleeslike by mekaar kom. Maar die vleeslike, die Heilige Gees en die vlees, sover ek ons sal kan alleen by mekaar kom as ek die verlossing in Christus deur die bloed deuragtig geword het. Want die bloed wat Jesus aangeneem het, ons bloed, ons vlees, was sonder sonde gewees. En Christus word in hom eintlik nie gebore nie, maar hy woon in Jesus Christus. En ek wil nou vir u vra,
As ek nou vir u moet vra, waar woon die Here Jesus? Woon hy in jou? Hoe het hy daar gekom? Alleen deur die bloed, deur die werking van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees se heel eerste opdrag is, wanneer ek die woord van God glo, wat gepreek word, dat Jesus vir my gesterf het, dan oortuig die Heilige Gees jou van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis wanneer jy in 'n diens sit, en jy voel, jy kan dit nie meer hou nie, en jy spring op in die hart vorentoe, en sê, bid vir my, ek is verlore. Dis die Heilige Gees werking, sodat Christus in jou kan kom, en jy in Christus. Dit meen dat die Gees en die vlees met mekaar verenig kan word. Wat dink jy gaan gebeur, as die Here Jesus jou nou verlaat? Of die Heilige Gees verlaat? Dan is jy net vlees wat sal sterwe en ewige hel sal werk. Jy moet baie mooi oplet. Nou gaan die woord verder. En hy sê hierdie mooi woorde. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om jou vrou, om Maria, jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. For that which are conceived in her is of the Holy Spirit. Oh, halleluja. Nou wys die Here vir my is baie mooi oor wat Nicodemus gevra het. Hoe kan iemand? Ja, ek wil dit net lees. Johannes 3 vers 9. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe kan hierdie dinge gebeur? Hy verstaan dit nie, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is die gees. En nou praat hy van 'n wedergeboorte. Nou, hoe kry ons hierdie by mekaar? En dis in die woord. God het dit by mekaar gebring met die geboorte van die Here Jesus. Hy sê, hoe kan hierdie dinge gebeur? Toe antwoord die Here Jesus, jy is 'n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Dan kom dan, sê ek dit vandag vir u. Daar's miljoene predikers, veral Pinksterpredikers wat op die kansel staan, want dit wat ek vanmôre preek, hulle weet dit nie. En hier kom die wonder van die saak. Hoe vind die gees en die vlees? Ek bedoel, hoe kom hulle werklik by mekaar? Wow, halleluja. Kom ons lees Johannes 1 vers 7. Prys die Here. Ek moet die Afrikaans ook lees, want dit is vir my wonderlik hoe die woord dit vir ons uiteen sit. Johannes 5. Wil ek gou daar kom. 1 Johannes 5. Hy sê in die 7de vers, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Hy sê, and there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these 3 are one. Dis waarom Paulus sê, God is 1, want die 3 is 1. Johannes sê dit, en is kan reg deur die Nuwe Testament gaan, selfs in die Ou Testament kan ek bewys. Die Vader is apart, die Seun is apart, en die Heilige Gees is apart, maar hierdie 3 is 1, en dit vorm 1 God. Soos wat die liggaam van Christus, wat uit miljoene bestaan, 1 liggaam is. God werk in 'n eenheid. Maak nie saak hoeveel in hierdie een is nie, hy werk in 'n eenheid. Ons moet 1 word. Dan gaan die woord van die, hy sê, and these 3 are one. Nou kom hy verder en hy sê die 8ste vers. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die gees, die water, die bloed, en hierdie 3 is eenstemmig. Hoor wat sê die Engelse Bybel. Hy sê, and there are 3 that bear witness in earth. The spirit, the water, and the blood. And these 3 agree in one. Toe ek het lees, toe sê die Here, dat hierdie 3, soos hy hierso sê, hy sê, hierdie 3 is eenstemmig. Nee. Hy sê, and these 3 agree in one. Dit meen, hierdie 3 kan net eenstemmig raak
in een. En dis in Christus. Die bloed, die water en die gees kan eenstemmig raak in een. En sy naam is Jesus Christus. Want dis waarom hy regdeur sê, Vader, ek en u en my, en hulle in ons. Want as hulle in ons is, dan raak ons en hulle een. Ons is een, hulle word een, en ons saam word een. So, waar kom die bloed, die water en die gees ooreen met mekaar? Binne in Christus wat een is, en met wie ons een geword het. O, halleluja. Hy sê in die woorde, en ons getuig van die mens, en die getuig, as jy getuienis van 'n mens aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis van God is, wat hy aangaande sy seun getuig. Wie in die seun glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. So, wat is die eerste stap sodat jy die saligheid deur die bloed van Christus kan verkry? Jy moet glo. Dan kom jy deur die bloed. Hoor die woord van die Here. En as jy die saligheid verkry het, dan het jy reg om jou te laat dood. En dan het jy die reg om die gawe van die Heilige Gees te ontvang. Halleluja. Kom ons gaan net gou verder in die woord van die Here. Dis waarom hy sê, and the life is in his son. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Nou sê die 49ste Johannes 12 vers 49. Hoor wat sê die Here Jesus? Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee. 'n gebod gegee. Wat was hierdie gebod? Wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Die 50ste versie. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. So wat sy gebod het die Here Jesus? Hy het die gebod van die lewe. Hy wat die seun het die lewe. Nou, en die gebod wat die Vader hom gee, is die ewige lewe. Nou sê hy iets baie mooi. Hy sê, my Vader het my die gebod gegee, maar hy sê in Engels, dit eintlik baie so. He gave me a commandment. En nou kom hy in Engels, in die 50ste vers. And I know that his commandment is everlasting life. Ek wil net dit vir u sê. Dis hierdie commandment. En die gebooie van die liefde en die gebod van die ewige lewe vervang. Hoor wat ek sê, vervang die wet met sy gebooie van die Ou Testament. Totaal en geheel en al. Want as jy onder die wet met sy gebooie staan, staan jy onder die wet van die vlees. Met straf en dood. En nou sê die Here Jesus, die 13de vers, ek wil net lees hierso, hy sê, dit het hy geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, kan glo in die naam van die Seun van God. En hy sê dit so mooi, hy sê, and these things I have written unto you, that believe in the name of the Son of God, that he may know that he have eternal life. And that he may believe on the name of the Son of God. Dis baie interessant, wanneer ek glo wat aan my verkondig is, en ek bekeer my, weet jy wat, dan is dit so wonderlik, nou dat ek bekeerd is deur die bloed, nou kan ek waarlik glo in die naam van die Seun van God. Halleluja, want nou kan ek in sy naam, kan daar wonders gebeur. Halleluja, en dit is waarom dit vir my so belangrik is, wanneer ons verder gaan, en ons gaan kyk hier, en ek wil dit net lees, want dit is vir my so mooi, ek sluit hiermee af op, dit is nou alles in Afrikaans, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets in sy naam mag vraag, halleluja, halleluja, nadat ek deur die bloed gedoen. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat hy tot die dood is, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie die sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood,
Daarvoor sê ek nie dat jy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op nie. Ek wil nou vandag vir u sê, alleen deur die bloed het die bose geen vat op jou nie. Want as jy jou kleed wit was en rein hou deur die bloed van die lam, waaraan gaan die duiwel kan vat om jou vas te hou? Hy kan nie, want hy sal nooit aan die bloed vat. Moenie roem op die doop nie. Die doop kan jou nie hierdie dinge gee nie. Nadat jy gedoop is, sal hierdie dinge natuurlik nog sterker deur jou. Maar kom ons keer terug na die bloed-evangelie. Ek wil net gou verder gaan. Ons weet dat ons uit God gebore is en die wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Halleluja. Ek wil dit net vinnig vir u sê. Ek kan alleen deur die bloed die verlossing in Christus verkry. In die bloed. En wanneer ek daar gekom het, dan het ek die saligheid verkry wat in Christus is. Ek staan net stil by een ding. Ja, maar wat van die water en die gees? Kom ons sê nou vir. Hy sê, en dit is die geboorte van die Here Jesus. Ek wil net vinnig iets verduidelik. Enige kind wat gebore moet word, waar begin sy geboorte? Kom, waar begin dit dat daar 'n kind gebore sal? Die oomblik wat, ek gaan nou vleeslik net eers praat. Die oomblik wat 'n man en 'n vrou se saad bevrug word, is daar bloed wat vloei. En dit is wat gebeur het toe die Heilige Gees in Moeder Maria dit verwek het. Want wat hier gebeur, ek dink is amper kromosome waarvan hulle praat, ek weet nie wat mooi nie, maar kom ons sê, dit is die saadtelling so goed. Dat die goddelike saad is Christus. Want God het 'n goddelike saad gesoek vir 'n geslag van hom. En die saad is daar reeds in Eva gevind. Dis in jou saad en haar saad. Daai saad is deur die Israeliete deurgedra tot en met Moeder Maria. En toe kom die Heilige Gees en hy vat daai saad en hy bevrug dit met Eva se saad. So onmiddellik het daar bloed gevloei. Halleluja. So 'n geboorte begin by die bloed. Nou gaan ons deur die waterproses. Daai kind sal nooit ontwikkel in die liggaam as daar nie 'n baarmoeder met water is. Dit is die teken van die doop. En nou gaan hy verder. Die oomblik as daai kind reg is om gebore te word, dan wat breek? Die water breek. En dit gaan gepaard met bloed. Jy moet net een ding besef. Nee, die doop alleen kan jou nie red nie. Waarvan die doop jou kan red, gaan lees uit God se woord. Hy kan jou red van die komende oordeel. Dit meen die groot wit troon oordeel. Maar as jy deur die bloed, die water en die gees gekom het, sal jy eendag voor die regterstoel van Christus verskyn en nie voor die wit troon oordeel nie. Dit meen, die doop red my van die oordeel, net soos vir Noag hulle is gered van die oordeel wat God oor die aarde gebring. Halleluja. Net die bloed kan my red van die sonde en my vrymaak. Dan kom die water en die water red my van die oordeel. En hier is 'n interessante ding. Wanneer word hierdie kind gebore? Eers nadat die water gebreek het.
En hier is 'n interessante ding. En wanneer hy so op die boutjie geslaan word, dan begin die kind skreeu. Dan is hy lewendig gebore. Dit net vir 'n oomblik. Jy kom deur die bloed, want dis die begin. Jy gaan deur die water. En die oomblik as jy opstaan, sê die woord, Romeine 6, staan jy op in 'n nuwe lewe. Dit meen, dit wat nou gebore word, as die water breek, dit meen, wanneer jy opstaan uit die doopwater, dan breek die water, jy staan op in 'n nuwe lewe. En wanneer 'n moeder se water breek en bloed vloei ensovoorts, wat is gemeng, en dan word daar 'n nuwe skepsel gebore. En ek wil nou van iets 'n versie lees, en daarmee, met hierdie versie gaan ek afsluit. Hy sê dit in Efesiërs, ek het hom hierso. Hy sê hierdie woord in die 10de vers, Efesiërs 2, want ons is sy maaksel, geskape in Christus. Halleluja, geskape in Christus. Dit meen in Christus die saligheid, in Christus, met Christus bekleed die doop, nou in Christus die Heilige Gees. So wat gebeur? Dit wat die Here Jesus gesê het, jy moet weergebore word uit water en gees. Ja, want die Here Jesus het gehoop Nikodemus bestaan het. Want jy kan nie gebore, jy moet weergebore word. Hy praat nie van wedergeboorte nie, praat van weergebore word. Dit moet nog eenmaal gebore word. Nou, eers met die bloed, dan die water, en dan as die water breek, is dit die Heilige Gees. En dan staan jy op in 'n nuwe lewe. En nou is jy 'n nuwe skepsel. Dit meen die bloed, die water en die Heilige Gees. Nou, dit veroorsaak dat jy weergebore word. En dan is jy 'n nuwe skepsel, geskape in Christus, 'n maaksel van God, 'n nuwe mens, nie gehervorm nie, 'n nuwe mens uit God gebore. Ek wil sien hoe hervorming 'n nuwe mens kan skep. Dis net die bloed. En nou hou hulle die mense besig met al hierdie klomp nonsens van inpak en is dit, en is dit, en is dit. Dit beteken by die Here God niks. Dis al wat jy doen. Jy maak van 'n vleeslike nog 'n erger vleeslik. Maar die Here het hulle bymekaar gebring. En nou ek is in die vlees gebore, maar deur die wedergeboorte, deur die bloed, die water en die gees, is ek 'n nuwe skepsel uit God gebore. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. O Here, dis net die Heilige Gees wat hierdie dinge verstaanbaar kan maak. En dis net die Heilige Gees wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. En dis ons gebed in hierdie oomblikke, Here, laat niemand gaan stil staan by 'n prediker wat hulle leer. Laat geen prediker hulle mentor sal wees nie. Laat geen prediker hulle voorbeeld sal wees nie. Maar dat hulle na die Gees, die Heilige Gees sal gaan, sodat hulle deur hom geleer en gelei kan word in die hele waarheid. En wat die verborgenhede van die evangelie, die verborgenhede van God, die verborgenhede van Christus aan ons kan openbaar. Here, gee ons goddelike wysheid om hierdie dinge te verstaan, sodat ons nie verdwaal terwyl ons dink ons loop op 'n regte pad. Gee genade in Jesus naam en ek dank U dat U elkeen seën en ons prys U daarvoor. Amen en amen.